Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, man, ek is so opgewonde. Is jy opgewonde? As jy nie opgewonde is nie, wat moet jy doen? Klim terug in die bed, net spring aan die kant uit, raak opgewonde. Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam is Daniel Gerber en vandag gaan ons bietjie uit God se woord lees en ek wil bietjie praat oor 'n moeilike taak. Dis 'n moeilike taak wat ek en jy moet doen en dis nie altyd moontlik nie. En dit is wat gedeelte is, seën en moenie vervloek nie. Mens, dit is nie altyd maklik nie. God se woord, ek het so 'n paar versies hier vir julle lees, daar so 86 Bybelverse oor seëninge. Wat ek en jy ander mense moet seën en hoe ons hulle moet seën en die seëninge wat daar vir my en vir jou is. Maar soos ek gesê, dit is nie altyd maklik om iemand te seën vir wie jy nie like nie. Daai persoon het jou te nagekom, man, jy sal hom eerder 'n baksteen wil gee om te eet as 'n brood. Maar die Here sê seën hulle. En ek wil so 'n paar verse hierso met julle deel. Die eerste een gaan wees Romeine 12 hier van vers 14. Hy sê seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. En dit is regtig nie 'n baie maklike taak om dit te doen nie. Maar wanneer ek en jy, en ons noem onsself kinders van die Here, ons noem onsself gelowiges, ons noem onsself weergebore kinders van 'n lewende God, dan verwag die Here van my en vir jou om mekaar te seën. Lukas 6 vers 27. Hy sê, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat vir julle haat. Seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. En dan gaan ons daar in blaai na 1 Petrus toe. 1 Petrus 3 vers 9. Vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. En dit is baie belangrik. Hierdie stukkie is so awesome as ek dit eintlik kan uitdruk. Want wat is ons menslike natuur? 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Jy het my te nagekom, ek sal jou wys wat ek kan doen. Wat sê God se woord? Hy sê, vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is. My boetie en sissa, ek en jy is geroep hiernatoe. Dat mense die verskil in ons kan sien. Mense moet kan sê, weet jy wat, ek wil wees soos wat jy is. Hoe kan ek dit doen? Wat kan ek doen om dit te kan verkry? Hoe meer jy in God se woord delf, hoe meer gaan jy ontvang en hoe meer gaan Heilige Gees jou gee, dat jy mense liefhet wat jou haat. Mens, jy kan net nie anders doen nie, jy het daai persoon lief. En dit is 'n goddelike liefde wat jy het. En dan vra mense, maar hoe moet ons dit doen? Hoe moet ek iemand seën wat my vervloek en goed? Die woord sê vir ons in Numeri 6 vers 24. En dan dit is wat die seën wat jy moet uitspreek oor iemand, nee, hy sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Dis 'n seën wat jy uitspreek oor jou familie, oor jou vriende, oor jou vyande. En dis baie belangrik. Die Here sal jou seën. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie weer eens vir u woord. Ja, Here, hierdie is 'n stukkie uit u woord uit wat nogal baie moeilik kan wees vir party van ons. Here, om iemand te seën wat op my getrap het. Iemand wat my te nagekom het, iemand wat my gevloek het, iemand wat vir my allerhande goed aan my gedoen het. En nou verwag u in u woord en sê ek moet daai persoon seën. Here, dit is al my maklik nie. Maar Here, ek weet soos wat Lukas 1:37 sê, wat alle dinge is moontlik by u. En Here, u sal vir my die krag gee, u sal my die leiding gee om 'n seën uit te spreek oor iemand wat my nie te goed is, te goed begin nie en te goed is teenoor my nie. Here, dankie vir u genade, dankie vir u liefde, Here. Help my sodat ek 'n seën vir ander sal wees in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan seën jou vyande, gaan seën jou familie,
gaan seën jou vriende. Julle moet 'n geseënde maandag hê. God bless.